saam met ons oop te maak by Johannes hoofstuk 12. Johannes hoofstuk 12. Terwyl die woord so oop is, kom ons vra die Here se seën ook op sy woord vanaand. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie aand die naam kan aanroep wat bo enige ander naam is. Jesus is die soetste naam vir my. Here, ons gaan nou ook sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek kom staan. Ons het nou gesing, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil. Is daar lewe vir elkeen wat vanaand hier sit. Die Here Jesus het daar aan 'n kruis gesterf en die liefde bewys. En daarom is dit vir ons so voorreg om deur U tot die Vader te nader met die instaatstelling van die Heilige Gees. Dankie dat ons U woord kan hê en die Gees en mekaar, dat ons vanaand tot die lewende God kan nader. Here, ek vra dat U met elkeen hier 'n gedagte vanaand in die hart sal plant, na daardie saad sal saad skiet en brood gee aan die eter, en dat die woord nie ledig na U terugkeer. Dankie dat ons U kan aanbid en weet U is die hoorder van gebed. En U het gebed lief. En U begeer dat ons sal bid. U sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En nou Here, bid ons en vra, maak vir ons die deur oop, sodat ons U heerlikheid kan aanskou. 'n heerlikheid van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vanaand, se boodskap is dan juist na aanleiding van vrae wat die jeug in die tyd waarin ons het leef. Wat is van die vrae? As julle sou dink, vrae wat gevra is, wat is vrae in julle hart? Een van die vrae, die vraag wat seker die belangrikste is om te vra is, dien ons dieselfde God as wat die moslems aanbid? Dien ons dieselfde God as wat die Jode aanbid? Gerrit? Ek vra jou, aanbid ons dieselfde God as wat die moslems aanbid? Aanbid ons dieselfde God wat die Jode aanbid? So die moslems, ja? Ek weet nou, ons het dieselfde voorheen gedurs, maar as jy gaan kyk na verskillende gelowige gedurs, dis alle stukke wat uit die Bybel uitkom, soos, ek kan nie onthou wat baie geloof is, maar mag ons die vark eet, en as jy gaan kyk by Markus 5, wat nou gesê die bose geeste was, wat varke in die bose geeste in die varke ingejaag, ja? Nou, dit is die rede hoekom hulle die vark eet en hulle goeie bose geeste is nog steeds in die Dis reg, dis een van die redes. Nou daai in die geloof is die moslems, byvoorbeeld. So die moslems noem dan hulle God, wat is hulle God se naam? Allah. Allah. So wat is die Arameese naam vir God? Allah. Wat is die Hebreëse naam vir God? Yahweh of Jehovah. Dis reg, later het die vokale bygekom, die vokale bykom, word dit Jehovah. Maar ja, Yahweh, hang af hoe die uitspraak is deur die Jode. So aanbid ons dan dieselfde God as wat hulle aanbid. Ons lees in Johannes hoofstuk 12, lees ons die volgende
in vers 44. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Verder lees ons in Lukas hoofstuk 10, lees ons die volgende. Hy praat met die onboedvaardige stede en die waarskuwings aan Kapernaum, en dan sê hy vir hulle in vers 16, Lukas 10 vers 16, wie na julle luister na my, en wie julle verwerp my, en wie my verwerp hom wat my gestuur het. So wie het Jesus gestuur? Die Vader het Jesus gestuur, en wie Jesus verwerp die Vader. Hoor julle? Ek lees vir u weer. Wie my verwerp hom wat my gestuur het. So as ons Jesus verwerp, dan verwerp ons God. En wat is die groot doel van die moslems? Hulle verwerp Jesus as God. Hulle verwerp Jesus. Terwyl hulle Koran praat van Jesus wat uit 'n maagd gebore is, en van Jesus wat hierdie wonderdade gedoen het, en van Jesus wat sondeloos was. Terwyl die Koran praat van Mohammed as die sondaar, en dan is onseker of hy hemel toe is, hulle is eintlik heel wat seker, hy is hel toe. So die moslems verwerp Jesus. En as hulle Jesus verwerp, dan verwerp hulle die een wat hom gestuur het. Dan verwerp hulle God. So as hulle 'n godsdienst Jesus verwerp, dan verwerp hulle God. Wat van die Jode? Die Christendom kom dan as te ware vanuit die Jode. Aanbid die Jode die ware God, Jahwe. Nee, want hulle verwerp sy seun. Die wat my verwerp hom wat my gestuur het. Daarom het die Jode geen God nie. Want hulle verwerp God wat mens geword het en onder hulle kom woon. Terwyl hulle sy heerlikheid aanskou het, verwerp hulle hom. So as ons, of as enige godsdienst, Jesus verwerp, soos daar 'n teksvers is om te onthou, is dit Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie, sê die Here Jesus. So daarom is, as enige godsdienst, Jesus verwerp, as enigste weg tot God, is dit 'n valse godsdienst. En raai wat? Daar is baie van hulle. As ons praat van die Jehova getuies, wat is die Jehova getuies? Sy een groot doel en die lewe vir hulle bestaan, om Jesus as God te verwerp. As hulle by jou huis kom klop, dan is dit die punt wat hulle aanraak. Jesus is nie God nie. Jesus is nie die een wat die Vader gestuur is nie. Hy is nie die een waar die sonde van die mens kon dra nie. So raai wat? Die Jehova getuies is volgens 1 Johannes. Ek het nou nie die teks hier, maar volgens 1 Johannes 3 keer wat hy sê, hy wat verwerp dat Jesus die seun van God is, het die gees van die Antichrist. Wie is die Antichrist? Antichristus. Die gees. Is die duiwelse gees. Die duiwelse gees wat werk binne mense. Wat sê dat Jesus nie die seun van God is. Dit is dan die gees van die Antichrist binne hulle. Dink aan die Mormone verwerp ook. Ja, wat sê die kinders? Die Mormone nie dis? Morone.
Ja, jy is 'n moroon. As jy die Here Jesus na aanleiding van die woord verwerp, dan is jy dit. Die een wat Jesus verwerp, het die gees van die Satan binne in hom. En daarom as mense raak aan die godheid van Jesus, dan sien jy so duidelik, net om nie, die werking van die Satan homself binne in mense. En het mense dan 'n gees van die anti-kris. Wat as die Rooms-Katolieke Kerk sê maar, daar is 'n ander weg tot God? Wat as ons deur Petrus, of deur Moeder Maria, of deur die paus na God toe kan gaan? Dan is dit steeds die gees van die duiwel wat daar werk. Want Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my, sê die Here Jesus. So die een hoofpunt is, Jesus is God. Nou, toe die kerk begin het, was dit een van die grootste stryd wat in die kerk ontstaan het. Is Jesus God of is Jesus nie God nie? Daar het 'n man opgestaan met die naam van Erios. En hy het gesê die volgende, dat Jesus is geskape en daarom nie God nie. Terwyl Johannes vir ons baie duidelik sê, dat Jesus het van God uitgegaan. En as Jesus van God uitgaan, is hy God. Ja. En wat is die Heilige Gees van die Vader en vanaf die Seun uitgaan, is die Heilige Gees God. Ja, want hy gaan uit vanaf die Vader en vanaf die Seun. Daarom is die Heilige Gees God. In jou Handelinge, ja. Dit is mos, wat ons sê, dit is God die Vader en God die Seun en God die Heilige. Dis reg. Met ander woorde, ons glo na aanleiding van die woord in die drie eenheid. Kan die evangelie bestaan sonder die drie eenheid? Kan die drie eenheid bestaan sonder die evangelie? Loop hand aan hand. So wanneer ons dan praat oor die godheid van Jesus, is daar nie iets anders as om te glo in die drie eenheid nie. So teksverse wat die drie eenheid bevestig, so ek het hier 'n boodskap voorberei is baie netjies op grond van Efesiërs hoofstuk 1, maar ek gaan nie dit hanteer nie, maar eerder 'n paar teksverse oor die drie eenheid en oor die godheid van die Here Jesus wat so belangrik is in die tyd waarin ons lewe. So as ons kyk na die drie eenheidsleer, dan sien ons met die doop van die Here Jesus in Matteus hoofstuk 4. Die Here Jesus word gedoop. Né? Gaan dit? Gertie? So Jesus word gedoop. So Jesus is daar. En daar kom 'n stem uit die hemel wat spreek. En wat het daai stem gesê? Dit is my geliefde seun. So wie's daar aan die woord? Die Vader is aan die woord. Hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag, luister na hom. Luister na hom. So die Vader is aan die woord. En daar kom die Heilige Gees in die vorm van 'n duif en daal op Jesus neer. En daar begin die Here Jesus se openbare bediening. Ons sien die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 1 Johannes 5 vers 7 sê, daar is 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is 1. Hierdie 3 is 1. Die Here Jesus gee die opdrag in Handelinge, Matteus 28 vers 19. En die Here Jesus sê die volgende, gaan dan heen en maak disippels. En doop hulle in die naam. Né? Doop hulle in die naam. Is naam enkelvoud of meervoud? Is enkelvoud. So in die Grieks is dit geskryf as 'n selfstandige naamwoord, in die akkusatief neutrum en as enkelvoud. Doop hulle in die naam, enkelvoud.
So in wie se naam? Die naam, enkelvoud. Doop hulle in die naam van die Vader, naam van die Seun, die naam van die Heilige Gees. Maar hoe is dit dan moontlik, Here Jesus? Want U sê dan nou net, doop hulle in die naam enkelvoud. En nou gee U 3 name. Want God is een. Hulle vra vir Jesus, Jesus, toon net vir ons die Vader. Wys vir ons hoe lyk die Vader. En Jesus sê vir hulle, as julle die Vader gesien het, het julle my gesien. Beskrywing van die drie-eenheid. Sonder die drie-eenheid is die evangelie kragteloos. Nou, 'n groot woord van die moslems wat hulle oor die algemeen gebruik is. As Jesus dood was, wie het vir daardie 3 dae die wêreld geregeer? As ons sê dan dat Jesus God is en Jesus het gesterf, wie het vir daardie 3 dae die wêreld geregeer? God, jy's reg. God, die Vader. En wat die Seun? Dood? Met ander woorde, hy het nie bestaan nie? Nee. Hy het steeds gewerk, al was hy dood. Wat het hy gedoen? Hy het neergedaal in die onderste dele van die aarde en daar, in die onderste dele van die aarde, sy oorwinning gaan proklameer. Hy het gesterf aan die kruis. Hy het die duiwel se kop verbrysel daar aan die kruis. Het hy 'n oorwinning, hy het die duiwel, wat sê die teks, in die Openbaar tentoongestel en hy het hom uitgeklee. Die Here Jesus het daar aan die kruis getriomfeer. Daarom het ons gesing nou. Deur te sien op die kruis is daar lewe. Nie dood nie, maar lewe. En wat het gebeur op die 3de dag? Hy het opgestaan. Wie het hom laat opstaan? Die Vader, die Seun of die Heilige Gees? Die Vader, die Seun of die Heilige Gees? Dis reg. Hy sê, niemand neem my lewe van my af. Ek lê my lewe neer en ek neem my lewe weer op. So ja, die krag van die Here Jesus het daar gewerk om homself op te wek. Maar die Bybel sê ook, die Vader, die krag van die Vader het gewerk. En ook die krag van die Heilige Gees het gewerk, soveel so, dat die grafte het oopgeskeur. Daar het ander ook opgestaan. Maar hulle het weer gesterf. Maar Jesus leef. En hy sit op sy troon. Verder, as ons kyk na Matteus 9 vers 6 tot 8, sê die Here Jesus iets verskriklik. Die Here Jesus sê vir iemand wat siek is, wat die Here Jesus aanraak en genees, Jesus sê vir hom, jou sonde is jou vergewe. Sê vir my, wie kan sonde vergewe? Sê jy dis om net God kan mense se sonde vergewe. En nou sê Jesus, nie vir hom. Vat jou bed op en loop nie. Jesus sê vir hom, jou sonde is jou vergewe. Iets wat net God kan doen. En wat doen die Fariseërs? Hulle word briesend. Want wie is hy wat sonde kan vergewe? Johannes 8 vers 58 gebruik die Here Jesus die woord ego eimi. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die brood van die lewe. Ek is die deur in Johannes 10. Ek is. In die Ou Testament, toe God in die brandende doringbos verskyn aan Moses, vra Moses vir God, maar wie is u? Wat moet ek vir die mense sê? Wie is u wat met ons praat? En God in die brandende bos sê vir hom, ek is. Ek is wat ek is. Dis my naam. En Jesus verskyn in die Nuwe Testament en hy sê, ek is die lig van die lewe. Ek is die brood. Ek is die lamp. Ek is die deur. Jesus verklaar homself as God. Verder,
Johannes 10 vers 24 tot 38 verklaar Jesus homself in so 'n mate as God, en hulle vra vir Jesus, Here, as U God is, sê dit brand uit vir ons. En hy sê, ek het dit nou vir julle gesê, en julle wil dit nie aanneem nie. En een van hulle, die hoofpriester, skeer sy kleed en hy sê, hoeveel bewyse soek julle nog dat hy laster? Kom ons maak hom dood. Want hy het hom nou net self as God verklaar. So baie duidelik, die moslems sal vir jou sê, nêrens verklaar Jesus homself as God nie. Gaan lees, Johannes 10, vers 24 tot 38. Ek is die Christus. Hy vra vir Petrus, wat skinder hy onder die mense, wat sê hulle? Wie is ek? En hulle sê, ag, sommige sê hy is Elia, ander sê hy is een van die profete. En hy vra vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus sê, hy is die Christus. Hy is die seun van die lewende God. Is hy God? 2 weke terug met die jeug gepraat oor wie die wêreld geskape? Wie die wêreld geskape, Gertjie? Die Vader, die Seun of die Heilige Gees? Ja? God wie? God die Vader, God die Seun of God die Heilige Gees? God die Vader. Kom ons kyk gou na die skrif. Ja? Ok, so Johannes 1 vers 1. In die begin. Genesis 1 vers 1. In die begin. Ja, sê vir ons Johannes 1 vers 1. Kyk, sê vir ons Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord. In die begin was die woord. Né? Sê net so. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So wie is die woord? God. Maar God wie? In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Vers 3. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Sonder die woord het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Het jy 'n Bybel alweer? Lees vir ons Johannes 1 vers 14. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Johannes 1 vers 14. Lees ons. Praat hard. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom. Vol van genade en waarheid. En die woord wat God is, deur wie alles ontstaan, sonder wie nie een ding ontstaan het nie, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, nie vlees geword. En onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons het sy heerlikheid aanskou. Hy het voor ons oë verander, so skerp soos die son daar op die berg. Johannes, Jakobus en Petrus wat bewyse is daarvan. Maar wat as ons 'n bietjie kyk in die Ou Testament? Psalm 110 vers 1. Wie ken Psalm 110 vers 1? Benny? Nee. Gerrit? Die Here. Daar staan die Here. Dawid is aan die woord en hy sê die Here in hoofletters het tot my Here gespreek en gesê sit aan my regterhand totdat ek jou vyande maak 'n voetbank van jou voete. Die Here het tot my Here gespreek.
So die hoofletter Here het tot my hoofletter Here, klein letter E, klein letter R, klein letter E. So die Jahwe het tot my Adonai gespreek. Die Jahwe het tot my Adonai. Wie sy Adonai? Jesus. Jesus is sy Adonai. Die Jahwe het tot my Adonai gespreek en gesê, sit aan my regterhand, totdat ek al jou vyande maak, 'n voetbank van jou voete. Die Vader gaan die vyand van die Seun vernietig. Hulle sê, die Jode sê, vandag nog sê die Jode, ons het Moses en die profete. En Jesus sê vir hulle, hierdie Moses en die profete gaan eendag teen julle getuig. Die Jahwe, wat die Jode vandag sê hulle aanbid, gaan eendag hulle vernietig. Hoekom? Want hulle verwerp God die Seun. 'n verskriklike sonde om te pleeg. So as ons kyk na Johannes of Psalm 110 vers 1 en ons kyk na Numeri 6 vers 24. Numeri 6 vers 24 is die Seun wat God. Nee, Seun. Enig iemand geraai? Ook, Paul, is jy daar ook? By Numeri, ja? Die Here sal jou seën. Okay, die Here, is dit hoofletters of kleinletters? Als hoofletters. Als hoofletter. Met ander woorde, so ons neem aan, dis die Vader. Nee? Stem ons aan? Wat sê die oorspronklike Hebreëus? Luister gou na die Hebreë, want hoe sê Ismael, of u kan aflei van wie gepraat word. Yevarechecha Adonai Vishmarecha. Ja, era Dunai. Yevarechecha Adonai Vishmarecha. Ja, era Dunai Panavalecha Vegenekte. Ja, Sadonai Panavalecha Vesemlacha. Shalom. Van wie word gepraat? Van Adonai. Adonai. En baie keer, daar is 'n spesiale gedagte in Markus hoofstuk 1. Markus hoofstuk 1. Nou ons sal dink, Johannes praat baie duidelik oor die godheid van Jesus. Wat van Markus? Markus wat Jesus skets as 'n diensknegt. Wat sê Markus van Jesus? Is hy God? Markus 1 vers 1. Terwyl ek dit vanmiddag lees, so kosbaar en nuut. Hoofstuk 1 vers 1. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Sy maak klaar, baie duidelik uitspraak. En dan, soos geskrywe is in die profete. Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u pad voor u sal reguit maak. Wie gaan die pad van God reguit maak? Ja? Wie? Johannes die Doper. Dis reg, Johannes die Doper is gestuur om die pad van die Here reguit te maak, vers 3. Die stem van een wat roep in die woestyn. Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Daai Here staan in Jesaja 40 vers 3. En dis hoofletters. So dis, hy maak die weg van God reguit. God wie? God die Vader of God die Seun? Hy berei die weg van die Here. In die Nuwe Testament staan dit hoofletter A, klein letter R, klein letter E, klein letter R, klein letter E. Paul, is jy daar ook by Jesaja 40 vers 3? En as iemand ook by Jesaja 40 vers 3, ja? 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here. Van die Here, hoofletter, alles hoofletters. Alles hoofletters, berei die weg van God. En wie verskyn op die aarde? En Johannes berei die weg van die Here Jesus. Sien u, die Here Jesus
Dis God. Word keer op keer op keer bewys. Dan sal die moslems ook baie keer sê, maar waar word gepraat van die seun in die Ou Testament? Enigiemand gou vir ons lees Spreuke 30. Spreuke 30. Spreuke van Salomo. Dis reg, Spreuke van Salomo, Spreuke 30 vers 3 en 4, ja. Lees gou vir my. Reg, lees. En ek het nie wysheid geleer, sodat ek kennis van die Heilige sou besit nie. Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het opgeklim en neergedaal? Ja? Wie het die wind in sy vuiste versuimel en wie het die water in 'n kleed saamgebring? Wie het al die eindes van die orde vasgestel? Hoe is sy naam? En Hoe is sy naam? En hoe is die naam van die seun, as jy dit weet? En hoe is die naam van die seun? Van sy seun. Wie is die wat opgeklim het? Wie is die wat neergedaal het? En wat is sy naam? Nou, hoe is die naam van die seun? Praat die Ou Testament van die seun? Psalm 2. Die opskrif daar is stryd en die oorwinning van die Messias. Vers 12 van Psalm hoofstuk 2. Sê vir ons die volgende. Vers 11 sê, dien die Here met vrees en juig met bewing. Vers 12, kus. Wat is kus? Soen. Kus die seun. Hoekom? Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Welgeluksalig is almal wat by die Here Jesus is. En ek wil vanaand vir u sê, kus die seun, voordat die seun se toorn ontvlam, oor die wêreld wat vandag teen hom is. Kerke is vandag teen hom, gelowe is teen hom. En hoe vreeslik as kinders van die Here nie weet dat hy is God nie. En hom aanbid dat hy God is nie. Dan sal die moslems ook verder en die ander godediens vir ons sê, ons aanbid veel gode. Ons aanbid meer as een God, want ons aanbid die Vader, ons aanbid die Seun, ons aanbid die Heilige Gees. Dis reg. Monoteïsme is een God. Polyteïsme is veel gode. Is ons besig met polyteïsme of monoteïsme? Een God of veel gode dan? Een God. Deuteronomium 6 vers 4 is 'n baie belangrike vers. Die Here onse God is 'n enige Here. Enig, een, uniek. So is God een of is hy drie? Nou daardie woord, as ek reg is, word verskei tussen die woord Eshad en Eshad. En die een is een en die ander een is een trosdrywer. Raai wat se woord word daar gebruik? In Deuteronomium 6 vers 4. Die een wat verduidelik, een trosdrywer. Dan word hy's een, maar hy's drie. Maar hy's een. Baie mense stamp hulle kop en gaan ten gronde weens die diepte van die drie eenheidsleer. Want hoe kan God een wees en drie wees? In een. Raai wat? Hy is God. Hy is nie mens nie. Daarom is dit my verstaanbaar dat 'n mens jou kop breek
oor die drie eenheidsleer. Want ons kan nie God op 'n operasietafel en sê, dit is presies hoe God is nie. Hoekom nie? Want ons is sy skepsels. En hy is die God van die heelal. Ek lees vir u in die so in 200 na Christus en 300 na Christus was daar vergaderings, die vergadering van Nicea en baie aanslag op die drie eenheid. En Athanasius skryf die volgende. Nou praat ons van 200-300 na Christus. Skryf hy die volgende. We worship one God in Trinity. And the Trinity in unity. Neither blending his person nor dividing their essence. One God encompassed by three co-equal, co-eternal persons. The Father, the Son and the Holy Spirit. Daar verduidelik hy, ons aanbid een God. In drie persone. Het die Vader mens geword? Nee. Die Seun het mens geword. Die Vader is op sy troon. Niemand kan hom ontroon nie. Niemand kan die Vader sien nie. En die Vader in ons harte kom, is die Vader uitgestort op Pinksterdag? Nee, die Heilige Gees is uitgestort. Het die Heilige Gees vir ons aan die kruis gestaan? Nee, die Seun. So ons kan baie duidelik onderskeid maak in die drie eenheid, maar ons kan nou nie vir mekaar skei nie. Want God is een. Die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Toe hulle praat oor die Sabbat. Here, hoekom tel u are op? Hoekom vat julle? Dis dan die Sabbat. Nie moet rus. Mens moet rus. En wat sê hy? Ek is Here. Ek is God van die Sabbat. My Vader werk en ek werk ook. Dan wil hy sê, wie gaan die skepping in stand hou? As hy. Die vervulling van alles wat in die Ou Testament. Alles is uit hom, deur hom en tot hom geskaap. Ons kom tot die Vader deur die Seun. Deur die instaatstelling van die verligting van die Heilige Gees. En wat is so uniek van die Christelike godsdienst, wat die Christelike godsdienst skei van enige ander godsdienst? Sê vir my, het Mohammed vir die mensdom gesterf? Was Mohammed volmaak en het hy vir die mensdom gesterf? Was hy sondeloos en kon hy vir die mensdom sy sonde sterf? Nee, maar net die Seun, want hy was waarlik God en waarlik mens. Daarom kon hy vir die mens sy sonde sterf. Soos daar enige iemand anders oor die naaste 6000 jaar wat vir die mens sy sonde aan 'n kruis gesterf het. Nee, daar's niemand nie. So dit maak die Christelike godsdienst uniek. Verder, al die godsdienste, om gered te word, moet jy wat doen? Jy moet werk vir jou saligheid. Jy moet goeie dinge doen, jy moet gee, jy moet dit, jy moet dat. En wat van die Christelike godsdienst? Wat is die vereiste om hemel toe te gaan? Loukie? Voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie weer gebore word, wat is wedergeboorte? Is dit iets wat jy doen? Of is dit iets wat Jesus doen? Hy wat kom en hy was jou hart. So dit onderskei ons van die wêreldse godsdienste. Die wêreldse godsdienste sê, jy moet werk om 'n plek in die hemel te kry. Weet jy wat kry jy? Nee, ek eender nie veel te sê nie. Wat kry jy as jy volgens die moslimse godsdienst hemel toe gaan?
Wat kry jy? Wat kry jy? Jy kry baie vroue. Maar jy's reg. Ek wil nou meer oor uitbrei, maar hier kinders so ek kan nie. Dis so walglik hulle godsdiens is. Maar ja, jy kry eintlik die hel. Dis wat jy kry. Die Christelike godsdiens is die enigste een wat sê, dis nie my trane, my gebede, my bekering, my brou nie, maar net sy bloed werk versoening vir my. Die wêreldse godsdiens gaan vir jou sê, jy moet, die ewige getuies gaan vir jou sê, jy moet in die strate rond beweeg. Die moslims gaan vir jou sê, jy moet 5 keer op 'n dag bid. Die Romeinse gaan sê, jy moet deur Petrus of deur die paus. Die Christelike godsdiens sê, die bloed van Jesus staan alleen. Daar is geen ander weg. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En daar is geen weg tot die Vader, behalwe deur hom nie. Mag die Here Jesus vanaand 'n plek in jou hart hê. Mag die Here Jesus verheerlik word in en deur alles wat ons doen. Mag hy verhoog word. Die lied wat Peer se liefdeslied is, lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift him up for the world to see. He said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons U kan hê. Die liefde van ons lewe. Ons bruidegom. Die hoof van die liggaam. Die blink môrester. Die skoon roos van Saron. Jesus van Golgotha. Jesus die Nasareene. Jesus wat gebore is te Bethlehem. Wat in die begin gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. Wat gesê het, laat ons mense maak na ons beeld. Ek vra vir U, Here Jesus, terwyl die wêreld in alle rigtings spat, mag hulle wat vanaand hier sit, staan vir die Here Jesus. Al staan niemand vir die Here Jesus nie, mag hulle staan vir die Here Jesus. En nie val of buig en kompromie te maak met enige ander godsdienst nie. Want U alleen is die Here van ons hart. U is die Here van die Here. U is die koning van die konings. En daar is niemand soos U. Word U verheerlik in Jesus naam. Amen.